Goeiemôre, dis so voorreg om vanoggend weer saam met jou te kuier. Ek sit vanmôre hier by 'n heerlike en 'n pragtige waterstroom waar ek sommer net stil word saam met die Here. In my voorbereiding van vanoggend se gedeelte het ek sommer net gedink aan daai kosbare teks wat kom vanuit Psalm 42. Nou, ek wil dit sommer met jou deel vanmôre en sommer net saam met jou lees hier uit die 53 vertaling uit, so pragtig. Vir die musiekleier 'n onderwysing van die kinders van Korag. Soos 'n hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God. My siel dors na God, na die lewende God. Wanneer sal ek ingaan en voor die aangesig van God verskyn? Hierdie is 'n kosbare kom ons noem dit nou maar 'n belydenis van behoefte, 'n deernis, van dors, van 'n verlange, 'n diep verlange in ons harte na die water van God se woord. Baie keer ontstaan hierdie intense dors as gevolg van die feit dat ons die Here so 'n bietjie afskeep in ons lewe. En dan kom ons op 'n plek in ons lewe waar ons verlang om in sy teenwoordigheid te wees, verlang om weer hom te ervaar hier diep in ons wese en in ons binneste. Ander kere ontstaan hierdie intense behoefte omdat ons in 'n gewoonte is om die Here elke dag te ervaar en te beleef, en kan ons nie genoeg kry van sy kosbare teenwoordigheid. Hoe dit ook al sê, ek en jy is gemaak om daardie diep intense dors na die Here te hê hier in ons harte, in ons binneste. En dit sal altyd ons aanspoor om na 'n plek toe te kan gaan waar ons hierdie ervaring het, waar ons sy teenwoordigheid kan beleef. Terselfdertyd is hierdie teks vanmôre ook vir jou en vir my miskien 'n stuk waarskuwing dat ons nie ons eerste liefdesbelewenis met die Here sal verwaarloos nie. Dat ons nie so besig sal raak met the stuff of life, dat ons die hoofsaak, die hoofprioriteit van ons lewe sal afskeep. En dit is om intiem te wees met die Here. Ons lees iets daarvan in Openbaring 2, wanneer die Here praat met 'n gemeente wat hulle eerste liefde met die Here afgeskeep het. Hulle het deur, ek dink, die ritueel van Christendom gegaan en ek dink op 'n plek gekom waar hulle blasey geword het oor die dinge van die Here, die teenwoordigheid van die Here. Nou kom die Here en hy sê vir hulle, ek ken julle werke, ek weet dat julle slegte mense nie kan verdra nie, maar ek het een ding teen julle. En miskien sê hy dit vandag vir jou ook, daar waar jy sit en luister na hierdie boodskap, terwyl jy hierdie kabbelende rivierstroom hoor. En jy 'n behoefte het om weer die lewende water in jou lewe te ervaar. Kom die Here dalk vanmôre vir jou te sê, ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat. Kyk dan hoe ver jy teruggeval het. Kyk dan hoe jy sommer net alles weer vanselfsprekend aanvaar het. Kyk dan miskien weer hoe jy kompromieë in jou lewe toegelaat het. Kyk dan miskien hoe jy miskien goddeloosheid en sonde verag, maar jou toewyding en in jou toewyding aan die Here het jy so verswak en teruggeval. Sê die Here, kyk dan hoe ver jy teruggeval het en doen weer jou eerste werke, doen weer die dinge wat jy gedoen het toe jy so verlief was op die Here, toe jy so in sy teenwoordigheid gebaai het en toe jy nie genoeg kon kry van hom nie. Mag jy vanmôre, soos Dawid sê, soos 'n hert smag na waterstrome, so smag my siel na U.
o Here. Soos 'n hart smag na water, strome dors my siel na U, o Heer. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. U alleen is my bron van krag, op U teenwoordigheid wil ek wag. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. Ja, soos 'n hart smag na water, strome dors my siel na U, o Heer. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. U alleen is my bron van krag, op U teenwoordigheid wil ek wag. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. Ja, ek bring aan U die eer.